tot die kruis en tot die kroon. En dit is iets wat jy al in hierdie gemeente baie gehoor het. Van die krib tot die kruis tot die kroon. Elke mens fokus net op, kom ons sê, die kruis. Want waar sou die een vandaan gekom het wat op die kruis hang, as jy nie ook na die krib toe sal gaan? Dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet, en ek dink daar's 'n aanslag vandag op die feit, en ons weet daar's baie mense wat nie die geboorte van Jesus wil vier nie. Maar dan mis jy iets. Jy weet, daar's selfs vir my en vir jou 'n krib, 'n kruis en 'n kroon. Ons kribdeel gebeur ja met ons fisiese geboorte, maar dit is ook jou wedergeboorte. So daar, die hele storie van geboorte, jou fisiese, die water en die gees, waarvan Johannes praat. Die water is jou fisiese geboorte, en almal stem saam daarmee, want hier sit ons net. En dis belangrik, maar ook die geesgeboorte, en dan stap ons die pad, en Jesus self het gesê, as jy nie die kruis opneem, is jy by die werk nie, nee. Dan stap jy die pad deur die lewe. Is die lewe maklik? Nee, dit is. En jy weet, al wat die Here van ons verwag, is dat ons hierdie lewe in dankbaarheid sal leef vir alles wat hy reeds vir ons gedoen het, van die krib tot die kruis tot die kroon. En jy weet, dan wag, as jy dit aanvaar natuurlik, en hierdie een liedjie is so mooi wat sê, as jy dit glo, dan sê jy koningskind, en dan kry jy kindskap, nee. So dan verwag hy van jou net om in dankbaarheid te leef, omdat jy alles gedoen het. Ek het agtergekom, ja, laaste paar maande van my lewe, van hierdie jaar, het ek agtergekom, en ek het dit gesê al 'n paar keer in vorige preke ook. Dis eintlik net nodig. Jy hoef vir die Here niks meer te vra. Jy kan net sê dankie. As jy 'n dankbare lewe het, weet jy wat, dan voeg hy vir jou by wat jy nodig het. Want 90% van die goed waaroor ons kla en kerk by die Here en altyd vir hom vra, nee, het ons baie keer nie eens nodig nie. Dis net vir jou en vir my om gemakliker te wees. Jy weet, die Here moet nou vir my dit, die Here moet nou vir my dat, en jy weet jou hele storie van, hy sal nou vir jou net eenvoudig, hy moet vir jou voorsien, en hy, die tipe van moed en die Here, dit werk nie in 'n verhouding so nie, dit werk nie as in 'n gesonde fisiese verhouding, so dat jy so met jou eie mense werk, dat hulle moed en dat jy eise op hulle kan stel. So werk dit ook nie in die geestelike goed nie, dis net om te sê, dankie Here. Daai dankbaarheid wat ons elke dag het. En dan wag daar ook, net soos wat daar vir hom 'n kroon is, en hy aan Vader se regterkant sit, is daar vir ons ook belonings wat op ons wag die dag as ons doodgaan. So jy sien, ons stap, Jesus het niks vir ons kom sê, en ons, ek wil amper sê, opdragte vir ons kom gee, waar hy nie die een was wat die inisiatief geneem het. Hy het alles reeds gedoen, vir elke faset van jou lewe. Jy moet dit net eenvoudig aanvaar. So, die groot storie, dit wat ek vanoggend vir jou wil sê, is ons moet met ander woorde reageer op dit wat hy gedoen het. As jy nie reageer op dit, dan sal dit maar vir jou kennis wees, iets wees daar ver, dit sal nooit deel word. Jy moet reageer met ander woorde op die goeie nuus. Die goeie nuus is goeie nuus. Maar jy moet reageer op dit. Jy moet dit aanvaar. Jy moet dit begin leef, jy moet dit begin glo. En ek wil vanoggend 'n paar gedeeltes vir jou lees. En ek gaan sommer so begin by Lukas 2. Lukas 2 kan jy gaan lees. En as jy net sien hoeveel verse gespandeer word aan waar Jesus vandaan kom, hoe hy gebore is, veral in Lukas, dan kom jy agter die geboorte van Jesus is 'n belangrike en 'n groot saak. Vergeet van die 25ste datums en goed en al die bankbalk goed wat jy in die laaste tyd ook hoor rondom dit. Die Bybel maak baie van die geboorte van Jesus hoor. Want dit is profesie. Ons het dit gesing ook. Profesie wat in vervulling gekom het. Daarom moet ek en jy op dit reageer. En hoe doen ons dit? In eenvoudige dankbaarheid.
Ons weet Jesus is nie gebore op die 25ste. Niemand weet in elk geval, daar's maar net teorie en bespieging. Maar ons vier nie tipe van half sy geboorte nie. Dis nie net sy verjaarsdag nie. Ons vier sy koms, so dit kon enige ander tyd van die jaar ook gewees het. Hoor wat sê Lukas 2, en ek gaan vir jou hierdie verhaal nou lees, van vers 8 af. Daardie nag was daar skaapwagters, wat in die veld buite die dorpie hulle skape opgepas het. Onthou net skaapwagters in hulle tyd, was die ouens wat verworpe was. As jy eintlik nou niks anders verder kon doen, het jy nou maar 'n skaapwagter geword, en is baie keer die wat in die velde gebly het, en hulle was nou maar daar. Dus dit is interessant, dat die engele eers verskyn aan die wat baie keer die uitgeworpenes is, nee. Hy sê skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn, en die glans van die Here het oor hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engel het hulle gerus gestel. Moenie bang wees nie, het hy gesê, ek bring vir julle goeie nuus, wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja, die Messias, die Here, is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore. En dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en in doeke toegedraai is. Vers 13. Skielik was daar saam met hulle, saam met die engel, 'n groot menigte ander engele, 'n leerskare uit die hemel wat God prys. Dink net aan hierdie teofanie, Theos Finus, 'n verskyning van God se heerlikheid. 'n Engel wat dit aankondig, in die volgende oomblik is daar 'n magtige engel. Verstaan jy hoekom die geboorte van Jesus so belangrik is? Daar's ander gedeeltes ook in die Bybel wat praat waar engele juig en sing Openbaring, juig hulle God toe, en hulle is altyd besig met lof en aanbidding en goed in die hemel, net die engele. Maar spesifiek hier op aarde kom hierdie magtige leerskare van engele en hulle loof God. En dan sê hy, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Hoor, vrede op aarde, vir almal in wie hy welbaar. Dis nie so seer altyd vrede tussen mense nie, maar vrede met God. Want Jesus het ook gesê, daar sal nie altyd vrede wees nie. Hy het gesê op 'n plek sê, ek bring nie vrede in die swaard. En dit het hy het nie bedoel daar, of dit is in teenstelling met dit, dat hy die vrede fors is nie, maar dit sou baie van mense se reaksie gewees het op die goeie nuus. So as jou reaksie reg is, en onthou ons praat oor, hoe reageer jy op die goeie nuus, hoe reageer jy op die geboorte van Jesus wat belangrik is nie. Toe die engele teruggegaan het na die hemel, sê die skaapwagters vir mekaar, hoor, hoe reageer hulle? Kom ons gaan Bethlehem toe om te sien watter wonderlike dinge gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe na die dorp toe gehardloop en vir Maria en Josef gekry en die kindjie wat in 'n krib lê. Toe het die skaapwagters vir almal gaan vertel wat gebeur het en wat die engel vir hulle oor die kindjie gesê het. Heel eers die evangeliste gaan vertel vir almal wat hulle gesien en gehoor het en wat hulle gevind het. Wat was hulle reaksie? Ons kan nie stil bly hieroor nie, kom ons praat hieroor. Dis hoekom ek en jy ook nooit kan stil wees oor Jesus nie, van sy krib tot sy kroon, tot sy krib, kruis en kroon. Ons kan nie stil bly, jy mag nie, want dis deel van ons lewens. Hy het die voorbeeld gestel, ek het ook 'n krib, jy het 'n krib, ek het ook 'n kruis, jy het 'n kruis. Ons krone wag vir ons. So hulle het gereageer op hierdie boodskap. Almal het die skaapwagters, almal wat die skaapwagters se verhaal gehoor het, was verbaas. Maar Maria het stilweg hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. Nou, hulle het nog nie geweet heeltemal presies hoe pas alles nou in nie. Maar as dink daaroor na. Ek wil vir jou sê, as jy ten minste die dinge oor die Here begin nadink, gaan begin bietjie dink daaroor. En as jy dit begin doen, en jou lewe verander nie, sal niks jou lewe verander nie. Maar party mense wil nie eens daaroor dink.
Ons kan reageer volgens op dit. Die skaapwagters het teruggegaan na die veld en hulle kudde terwyl hulle God loof en prys. Hoor nou mooi, nou gaan hulle terug na hulle werk toe. Jy sien, ek en jy ons het ook goed waarmee ons besig is en die Here het vir ons in ons moet ook 'n lewe maak en die Here voorsien vir ons, maar wat doen ons terwyl ons ook werkstaf in die lewe? God gee vir ons gawes en talent om te gaan uitleef. Wat doen ons terwyl ons dit doen soos wat hulle gedoen het? Terwyl hulle God loof en prys. Hulle het teruggegaan Christus toe en hulle het God geloof en prys oor die engele, oor wat die engele vir hulle vertel het en omdat hulle die kind gesien het. Omdat hulle die kind gesien het. Omdat hulle die kind gesien het. Hoe reageer jy as jy vanoggend ook die kind sien? Ja, as ons dink aan Kersfees, moet ons nie net dink aan 'n babie in 'n krib nie. Ons kan ten minste daar begin. Kom ons begin voor dit. God inspireer profete om te sê daar sal 'n verlosser kom. Sien as jy hierdie goed in jou gedagtes begin deurgaan. Dis hoekom 'n mens ook nie net so sing vir lekker. Jy lees ook nie net om te lees. Lees bietjie raak, sien die kind. Dit is hoe jy moet reageer. Lof en aanbidding. Onthou as ons praat van lof, beteken dit ons sê vir hom dankie vir die dinge wat hy doen. As ons hom aanbid, sê ons vir hom dankie vir wie hy is. As dit jou gedagtegang is, jou dank, jou denke, dan doen dit iets aan jou dade. Iets moet verander. As dit nie verander nie, weet dit. Want dis hoe die Heilige Gees ook met ons werk. Omdat hulle die kind gesien het, net soos die engel gesê het. So hulle reaksie was, die engele se reaksie was, hierdie koor wat kom. Skaapwagters, julle sien hoe reageer hulle. Hulle begin daaroor praat, hulle begin God loof en prys. Selfs die Bybel sê vir ons, en ek gaan nie vir jou alles lees nie, hy sê vir ons selfs in Lukas 15 vers 10, as iemand tot bekering kom, is daar ook 'n gejuig in die hemele deur die engele. Jy sien, die engele reageer ook as iets met ons gebeur. As ons begin glo aan wie Jesus is en wat hy doen. Ons weet ook, engele het op 'n ander plek gejuig ook, as jy gaan Job 38 gaan lees, met die skepping, het daar ook engele gejuig. So jy sien, as engele juig, sê dit nogal iets. Die skepping is 'n big deal. 'n groot gebeurtenis, klink ook beter as 'n big deal, nee. Anders was ons ook nie, engele het gejuig. Jesus is gebore, engele het gejuig. As ek en jy tot bekering kom, engele, hulle reageer. Ek en jy moet ook reageer. Ons kan reageer soos die skaapwagters. Begin praat, begin God loof, begin hom prys. Ek wil amper sê die normale gang van die lewe ook moet nooit ophou. Ons is nie klaar met die reaksie. As jy gaan kyk na Elisabeth se reaksie in Lukas 1. Kom ek lees net vir jou daai een vers. Hoor wat het gebeur met haar. En ek lees vers 1, Lukas 1 vers 41. Onthou nou Maria toe nou vir Elisabeth gaan besoek. In vers 41 sê, met die geluid van Maria se groet, het die kindjie in Elisabeth se skoot beweeg. Kyk hierdie reaksie. En wat het gebeur? En Elisabeth is met die Heilige Gees vervul. Kyk daai reaksie. Net so, ou Simeon. Toe Simeon Jesus sien nadat hy besny is, toe hy hom sien en ek kan dit miskien vir jou ook gou lees. Of miskien moet jy eers Maria se reaksie lees, net 'n paar verse voor dit. Nadat die engel met haar gepraat het, wat het Maria het geantwoord? Ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al vir my, of wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Hoe sy gereageer? En daar sien ons ook, haar reaksie was in die loflied. Gaan lees bietjie daai loflied wat sy gesing het, na die ontmoeting met die engel. Jy sien, daar's altyd 'n reaksie. As jy iets hoor rondom God en sy gebod, dan jy moet reageer. As jy nie reageer nie, weet jy wat, dan sit kennis of iets wat neergeskryf is, wat almal maar net lees, en dit is
Reageer op dit. Dan moet 'n respons wees op die goeie nuus. Jou respons of reaksie op vandag moet eenvoudig net wees: dankie Jesus. Ek loof en prys U. As ons gaan kyk na hoofstuk 2, dan sien ons Simeon. Hierdie ou was 'n gesalfde van die Here, gevul met die Gees. En hoor wat sê hy in vers 29 tot 31, sê Simeon. Hy sê: Here, nou kan U diensknegt in vrede sterf soos U my beloof het, want ek het die verlossing gesien wat U voorberei het, voor die oë van alle volke, 'n lig om God aan die nasies bekend te maak en die glorie van die volk Israel. Wat was sy reaksie? Sy reaksie was: Here, dit is genoeg. Ek kan nou maar gaan. Ek het dit gesien wat U beloof het. Anna, as jy bietjie verder lees, Anna, as jy haar storie gaan lees, sy was ook absoluut gesalfde en toegewyde persoon. En hoor wat staan in vers 38. Vers 38, wat sê sy? Sy het daar aangekom net toe Simeon met Maria en Josef gepraat het. En hoor wat gebeur, hoor wat sy reaksie. En sy het God begin prys. Sy het oor Jesus gepraat met almal wat verlang het na die bevryding van Jerusalem. En al het hulle dit op hierdie stadium nog nie heeltemal verstaan, heeltemal wat die Messias sou doen. Want onthou, hulle het toch gedink dit gaan 'n politieke leier wees. Dit het later eers heeltemal bekend geword. Maar toe sy hom sien, was daar 'n reaksie. Wat was die reaksie? Ek prys U, Here. Ek dink die kort en lang van vanoggend se boodskap is eenvoudig. Moenie hierdie dag net as 'n gewone dag verby laat gaan. En ek weet, die rede hoekom jy hier is dat jy dit juist nie gaan doen. Maar ek wil jou uitdaag en ek wil jou vra, gaan deur hierdie dag vandag en sê gedurig net: dankie Jesus. Mag dit jou reaksie wees op dit wat ons vandag vier. Weet jy, so 'n paar weke terug het ek gepraat oor die geweldige krag van dankbaarheid. En ons het daar 2 Konings gelees, toe mense die Here begin loof en prys. Ek meen die voorsangers het voor die leermag uitbeweeg. En toe hulle eers regtig in die oorlog kom, toe het God klaar die geveg gewen. Wat het hulle gedoen? Hulle het net die oorlogsbyt bymekaar gemaak. Het jy 'n idee wat se gejuig daar was? Want onthou, die nuus wat hulle gekry het, is dis verby met julle. Toe sê die Here: nee, ek sal vir julle hierdie geveg veg. Toe hulle hom begin loof en prys. Jy kan die Here nie loof en prys as jy nie dankbaar is. Toe kom hy en hy doen die wonderlike ding en gee vir hulle. As oorwinning vir my en vir jou. Nie baie dae van nou af nie, stap ons in nuwe jaar. Kom ons doen dit met 'n absolute dankbaarheid, absolute vertroue. So jou denke, maak jou denke vol van dank. En dan sal dit wat gedoen word, eenvoudig net in lyn wees met wat die Here vir jou wil doen en gaan doen. Mag jy eenvoudig geseënd wees. Mag jy eenvoudig sy liefde en sy krag beleef op 'n absolute wonderbaarlike manier. Ek wil jy ons moet saam bid volg. En ons gaan so 'n paar oomblikke spandeer om net daar waar jy sit, dankie te sê. Die afgelope paar Sondae het ek vir jou gevra elke keer vir so ten minste 3 goed. Dit is so 3 goed waaroor jy dankbaar is. Miskien het jy dalk 30, ek weet. Maar begin vir 'n bietjie dankie sê. En as jy nie nou onmiddellik kan dink aan ietsie, stap so 'n bietjie in jou gedagtes so deur jou lewe, jou elke dag se lewe, daar by jou huis waar jy bly, by jou werk. En begin net dankie sê vir dit wat jy daar in jou gedagtes sien. Maar die meeste van alles begin by dankie Jesus dat U gekom het.
En soos die Gees jou eenvoudig net lei. Want ek wil hê jy moet iets vanoggend beleef van die krag van dankbaarheid as ons reageer op dit wat Jesus vir ons kom doen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kan vanoggend nie anders as om te sê dankie. Dankie dat U U seun gestuur het, die enigste seun. Dankie Here Jesus dat U gekom het. As 'n babatjie gebore is, deur die lewe gestap het. In die antieke tyd, soos vandag terug kan dink aan hoe mense geleef het in die tyd, dan was dit nie maklik. Maar jy het besluit om as 'n mens te kom, soos wat Paulus ook in Filippense 2 sê, en nederig geword het, die vorm van 'n mens aangeneem het, en selfs gehoorsaam was tot die dood. Dankie daarvoor. Dankie dat U as die lig van die wêreld gekom het, as die lig van die wêreld. En Here, waar elkeen ook nou vir U gaan dankie sê, net daar in hulle harte en gedagtes. Mag elkeen vandag ook, omdat ons reageer op dit wat U vir ons kom doen het, geweldige krag van U teenwoordigheid beleef. Dankie vir die deurbrake, Here, wat ons U mee kan vertrou. Ons loof U vir alles. Kom ons ook bly net gesluit, net daar wees, en kom ons begin dankie sê. Alles wat by opkom, sê vir hom dankie.